Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons is die Here nog dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat ons nie deur nog 'n onbekende nag gedra het. En ons is dankbaar dat ons hierdie nuwe week en ook hierdie nuwe dag kan begin so rondom die waarheid van sy woord. Nou ons gaan vanmôre stil staan by Spreuke 31. Hierdie week behoort ons klaar te maak met die boek Spreuke. 'n Wonderlike mylpaal ook in my lewe en my bediening. Dit is die eerste maal wat ek vers vir vers deur hierdie baie besondere boek in die Bybel werk en glo my, ek het baie lesse geleer en ek glo ek so dat u ook baie lesse geleer het en die gebed van my hart is dat ons dit al toepas en ook sal uitleef tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Nou vriende, as ons dink aan hierdie Spreuke 31 hoofstuk, dan dink ons dadelik aan die deegsame vrou en geweldig baie boodskappe word gepreek oor hierdie deegsame vrou, maar inleidend sien ons 'n baie besondere klomp gedagtes wat na vore kom van 'n ma wat haar seun waarsku teen sekere dinge. En heel moontlik het hierdie man Lemuel dan ook geskryf oor sy ma, dat sy 'n besondere vrou was, of heel moontlik oor sy eie vrou, maar hoe dit ook al mag sy, in hierdie hoofstuk gaan ons baie besondere waarhede raak sien, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën, terwyl ons gaan kyk vanuit 'n Bybelse perspektief, na wat hierdie ma vir haar seun kom leer het, en wat die Here ook wil sê, en kom leer oor die deegsame vrou. So kom ons val weg, en ons lees die eerste vers van Spreuke 31, daar staan: Die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. Nou baie interessant, die hele trant van die boek Spreuke gaan oor 'n vader wat aan sy seun skryf, waarskuwings, dinge wat hy vir hom skryf om hom te bemoedig, te versterk, vir hom te wys, hier is die pad, wandel daarop. En dan sien ons ook dikwels dat die moeder genoem word in hierdie onderrigtingsproses. En dis belangrik vriende, 'n pa en 'n ma is verantwoordelik om die kinders te rig op die weg van geregtigheid. En hier sien ons nou dat die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. So hy skryf nou neer dit wat sy ma vir hom geleer het, wat sy ma vir hom gesê het, en hy het dit na in sy hart gedra om dan ook 'n wyse koning te wees. Nou ons weet nie baie van die man Lemuel nie, behalwe dat sy naam beteken aan God gewy. En heel moontlik vriende, was hierdie seun ook afgebid van die Here, soos Hanna vir Samuel afgebid het. En sien ons ook dat hierdie vrou hierdie belofte nagekom het deur hierdie seun op te voed in die vrese en vermaaninge van die Here. Ons weet dat Lemuel 'n koning van Massa was. Daar is nie veel rondom hierdie koning te vind nie, so ons kan nie te veel oor hom uitbrei nie. Maar soos ons vir u reeds gesê het, sy naam beteken aan God gewy. En as ons kyk na dit wat hy geskryf het en wat sy ma vir hom geleer het, sien ons ook dat hy hierdie goddelike inspraak ontvang het en dat hy ook heel moontlike seun was wat dit gehoorsaam het en so die Here welbehaaglik was. Die Bybel sê sy het vir hom woorde gegee waarmee sy hom vermaan het. Nou vriende, dis noodsaaklik om ons kinders van tyd tot tyd te vermaan. Vermaaninge is nie sonde nie. Dis nie verkeerd om jou kind te vermaan nie. Dit gaan nie verhoudinge breek nie. Inteendeel, dit gaan jou kind leer wat is reg en wat is verkeerd. Vermaaning is daar om 'n kind te korrigeer. Vermaaning is daar om die verkeerd uit te wys en dan die regte te implementeer. Daarom, die vermaaning wat sy ma vir hom gegee het, is baie belangrik. Dit geld ook vir my en jou vandag. Alhoewel ek nie 'n koning is en jy miskien nie 'n koning en jou kind nie 'n koning is nie, of 'n groot landsleier is nie, is die vermaaninge 100% op ons van toepassing. En hoor wat sê sy vir hom. Daar staan vers 2, wat my seun, ja wat, seun van my skoot, ja wat, seun van my geloftes, sal ek sê. Gee jou krag nie aan vroue of jou omgang aan die konings wat uitroei nie. So wat wil sy sê aan die begin? Hierdie vrou begin en sê vir haar seun, my seun, ek is in my hart diep ontroerd. Ek is in my hart beweeg om sekere vaste beginsels in jou midde neer te lê. En een van hierdie beginsels, my seun, dis 'n gelofte wat ek aan die Here gemaak het, soos Hanna aan die Here gemaak het wat Samuel aanbetref, het ek ook 'n gelofte aan die Here gemaak om jou te waarsku, betyds te waarsku, dat jy nie in die struik van sonde trap nie. En die eerste ding wat hierdie vrou mee wegval, waarmee sy haar seun waarsku is, gee jou krag nie aan vroue of omgang aan die konings wat uitroei nie. So met ander woorde, moenie met hoerery besig raak, met buiteegtelike verhoudings, met verhoudings wat jou skade gaan aandoen nie, en moet jouself nie vermoei met konings wat wreed is nie. So met ander woorde, twee belangrike beginsels, is dat ons baie versigtig moet wees, en ons seuns moet leer, en ons dogters moet leer, om nie met mans en vrouens te doen te hê, wat los is nie, wat geen beginsels het nie, wat nie in hierdie saak God verheerlik nie. Daarom is het belangrik, vriende, dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. Ek en my vrou het onlangs gepraat oor die sosiale media wat hierdie losbandigheid eintlik in ons sitkamers inbring, in ons huise inbring.
En daarom waarsku jou seun betyds. Waarsku hom van die gevaar van hierdie sonde en die vernietigende impak wat dit op sy lewe sal hê. Waarsku jou dogter wanneer dit kom by die teenoorgestelde geslag. Seuns wat 'n los lewe lei, 'n losbandige lewe lei. Want vriende, dit het verrykende gevolge. Maar vers 4 sê, die konings olemeel, die konings moenie wyn drink nie, en die vorste moenie sterk drank begeer nie. Anders drink hy en vergeet die insetting en verdraai die reg van al die elendiges. Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan en wyn aan die wat bitter bedroef is. Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie. Nou vriende, hierdie verse is nie die aanmoediging om te drink nie. Inteendeel, as ons die voorafgaande verse sien, dan kom sy ma en sy sê vir hom, Limeel, ek waarsku jou, dat drank bedwelm jou so, dat jy later verkeerde besluite sal maak, dat jy verkeerd sal optree, dat jou denke so bedwelmd sal wees, dat jy naderhand die ellendige en behoeftige sal vervolg, en verkeerde uitsprake sal maak, en dit sal verrykende gevolge op jou en op jou koninkryk hê. En dan beskryf hierdie vrou maar eenvoudig wie sterk drank drink. Dis gewoonlik mense, vriende, wat half op die einde van hulle self gekom het. Mense wat probeer om hulle sorge en hulle moeite en hulle laste te vergeet. Nou weet ons, daar was by tye drank betrokke gewees wanneer dit gebruik was as 'n tipe van narkose. Maar vriende, ons kyk hier na die konteks en ons kyk na wat die skrif hier vir ons leer en die waarskuwing is, moenie bedwelmd raak deur drank nie. Dis belangrik om dit te sien. Dis belangrik om te sien dat hierdie man nie 'n drinker moet wees wat hom uitgee aan drank en dan deur hierdie drank sy gemoed en sy denke besoedel op so 'n mate dat hy nie meer 'n goeie koning sal wees nie. Sê die Bybel nie vir ons baie duidelik, daar in Spreuke 20:1, Spreuke 23 vers 20 en 21, Spreuke 23 vers 29 tot 35 presies dieselfde ding nie. Drank het 'n bedwelmende effek op 'n mens se denke. Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid word met die gees vervul. En nou vra mense my baie keer, nou Gerald, wanneer is ek dronk? En ek sê dikwels vir hulle, luister, ek is nie daar om te bepaal wanneer jy dronk is of nie dronk is nie, maar die landswet sê, ons landswet sê, as jy 1 bier of 1 glas wyn gedrink het, is jy al reeds onder die invloed van drank, jy kan nie 'n kar bestuur nie, en as hulle jou vang, word jy gearresteer vir bestuur onder die invloed van alkohol. So met ander woorde, moenie begin redeneer oor wanneer is ek nie onder die invloed nie. Die Bybel sê, moenie dronk word van wyn nie, moenie bedwelmd raak deur drank nie. Wat gebeur? Jy gaan definitief later spyt wees oor dinge wat jy doen, dinge wat jy sê, en ag vriende, ek praat baie keer met mense, wanneer hulle afgetrek word deur 'n verkeerskonstabel, word daar baie keer sommer omkoopgeskenke aangebied en hulle probeer loskom en eintlik is hulle besig om dan net een sonde op die volgende sonde te doen, omdat drank nooit 'n positiewe invloed op enige mens ooit gehad het nie. En vriende, wat is my beginsel? Ek sê nie vir u as u drink dat u nou op pad hel toe is nie. Wat ek vir u probeer sê is, hierdie vrou vermaan haar seun. Hy's koning van Massa. En sy sê vir hom, seun, onthou, pas op vir vrouens wat geen beginsel het nie. Die ontuchtige vrou. Die vrou wat haar liggaam verkoop en jou daardeur wil mislei. Pas op vir konings wat wreed is en wat gewelddadig is. My seun, pas op vir drank, vir wyn, vir al hierdie alkoholiese dinge, verversings waarmee mense hulle self bedwelm maak. Want jy gaan, as jy dit gebruik, miskien daardie dag of miskien daardie oomblik verder gaan as wat jy moet. En daar gaan sekere dinge in jou koninkryk gebeur wat verrykende gevolge sal hê. Soos ek hierdie Spreuke 31 begin, is daar maar 'n paar beginsels wat ons baie duidelik hier sien. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien. Pas op vir die ontuchtige vrou, pas op vir die geweldenaars, moenie deel wees van hulle nie, en vermy drank, want dit het altyd 'n negatiewe invloed op jou huis, op jou mense, op 'n samelewing. En ek wil vir u sê, vriende, ek het nou dag vir iemand gesê, wys vir my een positiewe ding wat drank in Suid-Afrika en wêreldwyd tot op hede bereik het of daar gestel het, dan sal ek sê, kom ons gebruik drank. Elke effek daarvan is negatief, is hartseer, is gevul met pyn en droefheid. Daarom, wees versigtig daarvoor, want dit kan jou lewe en die van jou geliefdes vernietig. Daarom bid die Here vir wysheid. Die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus 3, 'n opsiener moet geen drinker wees nie. Daarom staan ek by my punt en my beginsels, 0 per mond, dat ons eerder van drank sal wegvlug. Vriende, dit is geen opoffering te groot om te maak vir die Here, vir sy saak, vir sy koninkryk, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou huis, vir jou toekoms en vir die dinge wat voor lê nie.
Daarom vra die Here vir wysheid, vra hom vir insig en laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Ken hom in al jou weë, dat hy jou paaie gelyk maak, dat hy jou leer aangaande die weg van die waarheid en dat jy daarop sal wandel met blymoedigheid, met vrymoedigheid tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder.